Goeiemôre geliefdes en baie welkom vanoggend in die erediens. Wat 'n voorreg om weer vanoggend in die naam van die Here te mag vergader. In Jesaja 41 vers 10 staan: Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang saam. Dankie geliefdes, kom ons neem ons sitplekke in. Ons tema vanoggend kom vanuit Psalm 139. Ons lewe is in God se hand. Wanneer ons dink oor hierdie tema, dan kan ons die vraag vanoggend vra: waar is God se hand in my lewe?
in wie God is, sien ons sy hand raak. In die manier waarop hy homself aan ons openbaar, sien ons sy hand raak in ons lewe. Sy hand van beskerming, sy hand van leiding, sy hand van voorsiening. En dit is vanoggend juis daarom so groot voorreg wanneer ons hierdie vraag vra, dat ons lees vanuit Psalm 139, wat bely, God is alomteenwoordig, God is almagtig en God is alwetend. Mag ons vanoggend God se hand opnuut beleef en ook raak sien in ons lewe. Kom ons lees vanuit God se woord, Psalm 139. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat bose planne teen U smeer, wat so vals teen U optree. Moet ek die haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weersien hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Wanneer ons Psalm 139 lees, waar sien ons God se hand raak? Wanneer ons nadink oor ons eie lewe,
waar sien ons God se hand raak? Die skepping is God se handewerk. In hierdie Psalm lees ons dat hierdie psalmdigter skryf, hy kan nie wegkom van God se teenwoordigheid af nie. God is teenwoordig in die skepping, in die hemel en op die aarde, ja selfs in die doderyk, in die ooste, in die weste, op die land en in die see, oral in God se skepping is hy sigbaar, is hy teenwoordig. Die psalmdigter gaan so ver om te sê, ja selfs in die donker en in die duisternis is God daar. Is God die lig. In die skepping sien ons dat alles afhanklik is van God se voorsiening. God se hand is betrokke, is teenwoordig in sy skepping. En dit is net 'n voorreg van genade alleen, dat God homself openbaar deur sy skepende handewerk. En so is die mens ook God se handewerk. Ons lees al in Genesis dat God die mens skep. En in Psalm 139 hier in vers 5 word dit vir ons so mooi verduidelik. Hoe God ons omsluit, omvou van alle kante. Die 2020 vertaling, geliefdes, sê dit so mooi, van agter en van voor omsluit U my, U plaas U handpalms op my. Dit is 'n direkte verwysing na wat ons ook in die voorsang gesing het. Ons is soos klei in die potterbakker se hande. Ons word gevorm deur die Here. God ken ons deur en deur. Ja, daar is niks wat ons God kan wegsteek nie. Hy weet alles. Alles wat ons doen en alles wat ons dink. Niks is vir God verborge nie. Ons lees ook in vers 15 dat geen been vir God verborge was toe ons gevorm is, waar niemand anders ons kon sien nie. Die 2020 vertaling gebruik hier die woorde, my skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is nie. Niks is vir God verborge nie. Hy het ons aan mekaar geweef. Hy het ons kunstig geskep. En hy hou nooit op om ons te vorm nie. Jesaja 41 vers 16 leer ons ook dat ons name in die handpalms van God gegraveer is. Ons is vir God spesiaal. Hy ken ons elkeen en hy roep ons by ons naam. En hy hou nooit op om sy hand van betrokkenheid en teenwoordigheid in ons lewe te wees nie. So beleef ons dat ons as God se handewerk word deur ons lewe gevorm. Ons word gevorm deur gebed en ons word gevorm deur sy woord. Gebed is 'n belangrike tema in hierdie Psalm.
God wil in 'n lewende verhouding met ons elkeen leef. Hy is lief vir ons. Hy ken ons. En hy wil graag hê ons moet in gebed hom nader. Want niks is vir hom verborge nie. Hy weet reeds wat in ons gedagtes en in ons harte aangaan. En daarom kan ons na hom toe gaan, net soos ons is. Ons hoef nie eers op die perfekte plek te wees, totdat ons mag bid nie. Ons kan na die Here toe gaan, selfs in ons gebrokenheid. Net soos ons is. Selfs wanneer ons doen, soos in vers 23 verduidelik word, selfs wanneer ons harte deurgrond word, en ons vind dat daar 'n onrus in ons harte is. Selfs dan is ons welkom by die Here. God vorm ons ook deur sy woord. Hierdie Psalm maak dit duidelik, ondersoek my. Ons lewe moet ondersoek word. En hoe word ons lewe ondersoek? Aan die hand van God se woord. God se woord is die riglyn vir ons lewe, waarvolgens ons lewe moet meet en onsself moet ondersoek. God se woord kom openbaar vir ons wie die Here is. En hoe hy betrokke en teenwoordig in ons lewe is. Ons beleef God se handewerk in sy skepping, maar ook in elke mens se lewe. God is ook die skrywer van ons lewensboek. Met sy eie hand vat God die pen wat ons lewensverhaal skryf, en hy skryf saam met ons aan ons storie. Vers 16 beskryf so mooi, al ons lewensdae is reeds in die boek van God opgeskrywe. Die een wat ons lewensboek se begin en einde ken, is God. Hy weet, wanneer is ons eerste bladsy en wanneer is ons laaste bladsy. Ons tye is in God se hand. En so is hierdie Psalm baie duidelik in vers 19 tot 22. Daar is omstandighede in hierdie wêreld. Omstandighede en mense wat ons in ons lewensboek ervaar en beleef, wat ons nie noodwendig daar wil hê nie. Goddelose mense in hierdie wêreld, vyande, mense wat ons wil kwaad aandoen, valsheid verkondig, bose planne het, haat, doodmaak. Hierdie lewe is nie maklik nie. En so is daar partykeer hoofstukke in ons lewensboek wat ons nie daar wil hê nie. Geliefdes, God ken die bladsye. Die bladsye van seer, die bladsye van pyn, die bladsye van hartseer. God ken elke traan. Hy ken daardie gedeeltes in ons lewensboek wat ons liewers sou wou uitskeer.
God ken elke bladsy in ons lewensboek. En hy beloof dat sy teenwoordige hand ons sal omvou deur alle tye. Dat sy hand van betrokkenheid in ons lewe is. Hy los ons nie. Hy laat ons nie in die steek nie. Hy vergeet ons nie. Vers 2 bevestig ook dat die Here selfs ons gedagtes ken nog voordat dit by ons opkom. Dit beteken dat God se teenwoordigheid nie beperk word tot 'n plek nie. Want God is alomteenwoordig. Nie net op plekke nie, maar selfs in ons gedagtes is die Here. Sy teenwoordigheid word nie beperk deur 'n spesifieke plek of 'n tyd nie. En so geliefdes, kan ons saam met hierdie psalmdigter bely dat God alomteenwoordig is. In ons verlede, in ons hede, maar ook is hy reeds in die toekoms. God is teenwoordig in ons gedagtes en in ons lewe. Geliefdes, het jy al ooit begin bid? En dan tydens die gebed dwaal die gedagtes af. En dan in die gedagtes ergens tref dit 'n mens. Maar wag, ek was besig om te bid. Kom ek gaan gou terug, kom ek bid nou weer verder. So dikwels wil die Here hê dat wanneer ons daardie gedagtes kry tydens 'n gesprek met hom, dat dit waaroor ons gedagtes heen gaan, dit waarin ons gedagtes dwaal, dat ons juis daaroor sal bid. Dat ons juis daaroor in gesprek met hom sal wees. Dat ons oor daardie gedagtes met die Here sal praat. God ken nie net die plek waarop ons is nie. Hy ken nie net die bladsy in ons lewensboek nie, maar hy ken ook ons gedagtes, wat werklik in ons binneste aangaan. En hy wil sy hand van betrokkenheid en teenwoordigheid aan ons elkeen gee. God se hand gee ook vir ons leiding op ons lewenspad. Vers 10 sê ook, daar lei die hand my, hou die regterhand my vas. God vra dat ons sy leiding moet vertrou. Soos sy hand, ons hand neem, en hy saam met ons stap. Ons hoef nie te sien waar die pad eindig nie. Ons kan net die Here se hand vat en hom vertrou, saam met hom stap. Psalm 73 verse 23 en 24 sluit so mooi aan by hierdie gedagte. Dit sê, tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad. God se hand los ons nie, maar is daar om vir ons leiding te gee. Hy neem ons hand
hy lei ons op die regte pad. Op die regte pad tot die eer van sy naam, op die regte pad wat lei na die ewige lewe. Maar God se hand gee nie net leiding nie. Sy hand gee aan ons die krag wat ons nodig het om gehoorsaam te wees, wanneer ons hierdie pad saam met hom stap. In 1 Petrus 5 vers 6 staan daar, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dan kry ons ook die belofte in Jesaja 41 vers 10 tot 13. Dat die Here se hand vir ons die krag gee en ons nie alleen sal los nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. God se hand gee leiding. God se hand voorsien. Selfs wanneer dit vir ons voel in hierdie lewe dat ons struikel, voorsien God se hand. Psalm 37 vers 24 herinner ons, as hy val sal hy nie neerslaan nie, want die Here hou hom aan sy hand. Ja, selfs wanneer ons voel ons struikel of ons val, sal ons nie neerslaan nie, want God hou ons hand vas. Selfs wanneer dit in hierdie lewe voel, ons gaan nie uitkoms kry nie, dan sal God se hand aan ons voorsien, want sy woord sê vir ons in Psalm 145 vers 16, U maak U hand oop en skenk U guns in oorvloed aan al wat leef. God voorsien nie net nie, hy voorsien dit wat ons werklik nodig het in oorvloed. Sy hand voorsien. Al besef ons dit nie dadelik altyd in omstandighede nie, wanneer ons terugkyk na die donker dieptes in ons lewe, na die dal van doodskaduwee in ons lewe, dan sal ons kan getuig, God se teenwoordigende hand was selfs daar in die donker dieptes van ons lewe. God se hand red en beskerm ons. Geliefdes, ons sien dit wanneer ons lees van Jesus Christus se reddende hande wat vir ons met spykers aan die kruishout vasgeslaan is, om vir ons te sterf, om ons te red. Hoor wat sê Jesus in Johannes 10 vers 28 tot 29. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Geliefdes, wanneer ons lewe in die hande van die Here is, sal niks ons uit die Here se hande kan ruk nie. Niks nie. God het ons gekies, nog voordat ons hom kon kies.
Hy het ons ingesluit in sy verbond. En in sy verbond leer ons dat hy ons so lief het, dat hy bereid was om vir ons te sterf. Om vir ons nie net hier die lewe te gee nie, maar ook vir ons die ewige lewe te gee. In God se genade eindig ons lewe nie by die laaste bladsy van ons lewensboek nie. Maar danksy die genade van die Here is daar 'n ewige hoofstuk wat ook vir ons wag. Ons kan saam met hierdie psalm bely. Die Here omvou ons. Die Here omsluit ons van alle kante. Hy neem ons in sy besit. Jesus Christus het gebid dat die lydingsbeker by hom verby sou gaan. En hy het die woorde gebid, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En so geliefdes, het die Here se wil geskied. En Jesus Christus moes ly, moes sterf aan 'n kruis, sodat ek en u nie net hierdie lewe mag hê nie, maar ook die ewige lewe mag kry. En daarom in ons lewe wanneer ons bid, moet ons ook vra dat die Here se wil in ons lewe sal geskied. Al is dit swaar, al is dit moeilik. Moet ons lewe in die hande van God plaas en vra dat sy wil sal geskied. God se hand wil ons seën. Sy hand is 'n hand wat seëninge gee. Ons leer dit ook in Prediker 2 vers 24. Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet of drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Alles wat ons is, alles wat ons het, is 'n gawe uit God se hand. God wil sy hand van gawes en seën met ons deel. Wat gaan ons doen met hierdie gawes en seëninge wat ons ontvang? Sien ons nog die seëninge raak in ons lewe? Is ons nog dankbaar vir dit wat God uit sy hand uit aan ons voorsien? Wat God se hand seën en voorsien. Een van die mooiste gedeeltes is Lukas 24 verse 50 tot 53, waar Jesus Christus opgeneem word na die hemel met die hemelvaart. Waar hy sy hande ophef en almal seën. En so word hy opgeneem in die hemel
terwyl hy besig is om te seën. Hy hou nie op om te seën nie. Selfs daar aan die regterhand van die Vader waar Jesus is, hou hy nog steeds nie op om te seën nie. Ek sluit af met die vraag: waar is God se hand in u lewe? Geliefdes, ons het vandag die voorreg om getuies te wees van 'n belydenis van geloof en van 'n doop. Siobhan gaan vanoggend haar geloof kom bely. Sy is 'n pragtige vrou wat haar lewe in die hande van die Here vertrou. En daarom wil sy graag haar geloof bely as 'n getuienis dat sy saam met die Here haar lewenspad stap. Geliefdes, Siobhan en Louis dien saam die Here. Hulle is 'n paartjie wat saam bid, saam glo, saam volhard. En is vanoggend Siobhan en Louis se dogtertjie Lunay wat gedoop gaan word. Nou, Lunay is gebore met 'n rare vorm van spina bifida. Ek spreek dit waarskynlik nie reg uit nie. Maar dit is glad nie opgetel in die sonaars voor Lunay se geboorte nie. Lunay is gebore met 'n babbel op haar ruggie. En toe het hulle dit vir die eerste keer opgetel. Die vet om die rugstring het deur haar rugwervel gegaan en het om haar rugstring vasgegroei. Hierdie dogtertjie is al deur baie toetse, deur baie scans. En met baie genade wys elke MRI sover dat daar geen skade is op haar rugstring nie. Hierdie dogtertjie sit regop. Sy begin kry. Sy trek haarself teen meubels op. Dinge waaroor daar gewonder was, sal sy dit ooit kan doen. Dit gaan so goed dat dokters eers beplan om op 18 maande 'n operasie op haar te doen. Hierdie paartjie het vanoggend se preekteks gekies. Want geen been was verborge vir God toe Lunay gevorm is waar niemand dit kon sien. God het haar skelet gevorm en gesien. Selfs al kon sonaars nie dit sien. En hulle beleef as gesin hoe God hulle as gesin omvou en omsluit van alle kante. Hoe God in hulle as gewone mense se lewens betrokke is. Sy hand is sigbaar. Dis 'n voorreg om hierdie getuienis te kan deel. En ons kan saam met Psalm 31 vers 16 bely: in U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. God se hande genees, God se hande doen wonderwerke, God se hande verander lewens. God se hand red en beskerm. Dit gee vir ons leiding
God se hand seën en voorsien. Mag die Heilige Gees ons elkeen help om ons lewe en die lewe van ons kinders en kleinkinders in sy hande te plaas. Mag ons lewe vertrou in die hande van die Here, in sy wil. Ek roep nou graag vir Siobhan na vore vir die geloofsbelijdenis. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy met jou mond bely wat jy ook in jou hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op die Here te vertrou, om jou lewe volgens sy woord in te rig en getrou deel te neem aan die aktiwiteite van sy gemeente. Dit is 'n belofte dat jy sal volhard in gebed en God op alle terreine van jou lewe sal vertrou en deur jou woorde en dade sal verheerlik. Aangesien die kerkraad oortuig is van jou genoegsame kennis van die Bybel en die leer van die kerk en van jou persoonlike geloofsverhouding met die Here, mag jy vandag openbare belydenis van geloof aflê. Daarom versoek ek dat jy graag voor God en voor almal as getuies opreg op die volgende vrae antwoord. Glo jy dat die leer, soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof jy om as 'n lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is hierop jou antwoord, Siobhan? Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en deur die belydenis wat jy sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat jy 'n belydende lidmaat is van NG Gemeente Nulhof. Mag die Here jou seën, mag jy beleef hoe hy jou daartoe roep om as sy getuie te leef. Ek wil graag vra dat Louis nou na vore kom. Kinders van gelowige ouers moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is dit belangrik dat gesinne saam die Here moet dien, saam die Here moet loof en moet prys. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem vir hulle verlossing. Geliefdes, die doop is 'n sakrament wat ons verseker dat die Here deur sy Gees in ons woon en in ons lewe daagliks so wil regeer,
dat ons al hoe meer, al hoe langer sy beeld sal vertoon. Geliefdes, die doop bevestig aan ons, alles wat God aan ons skenk, deur genade is. En daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word, oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing van geloof en hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes en hulle tot deelname van die nagmaal sal begelei. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle twee het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of 'n bygeloof nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste bely julle, hoewel ons en ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Ten derde, beloof julle om hierdie kind, van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Dit is dan 'n groot voorreg dat ons die doop gaan bedien aan Donay en ons wil graag vra dat sy ingebring sal word. Vandag het ons die voorreg om jou te doop. Geen been van jou was verborge toe God jou geskep en gevorm het. Mag jy beleef in jou lewe hoe die Here jou aanhou vorm en jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Hy is altyd by jou. Donay, stoop jou in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Mag ons drie-enige God jou seën, jou beskerm en jou leiding gee. Mag jy sy teenwoordigheid beleef, van nou aan tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, dit is dan 'n groot voorreg. Ons gaan die doopboekie aan die gesin oorhandig en ons gaan vra dat almal staan en asseblief vir hulle die seënbede toespreek. Geliefdes, kom ons neem ons sitplekke in. Terwyl ons so
so sit, kom ons buig die hoofde saam in gebed. Ons Hemelse Vader, dankie vir u hand in ons lewe. Dankie dat u hande ons omvou en ons omsluit van alle kante. Dankie vir u teenwoordigende hand in ons lewe. U hand wat leiding gee, u hand wat krag gee, u hand wat beskerm, u hand wat voorsien, u hand wat seën. Here, help ons om u hand in ons lewe raak te sien. En laat u wil geskied in ons lewe. Amen. Liefdes, kom ons staan vir die seëngroet in die wegsendingslid. Die Here is voor julle om die weg vir julle gelyk te maak. Die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vang. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is onder julle om julle te dra as julle sal val. Die Here is bokant julle om julle te seën. Die Here is binne julle om julle te lei deur sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God die elkeen van nou af tot in ewigheid. Amen.